Ja, Here Jesus, ons loof en prys U naam. Ons maak U naam groot. Want U is waardig. U is so groot en so almagtig en ons kan maar net vanmôre stil word voor U en U lofprys. Dankie vir dit wat U vir ons doen. Dankie dat U altyd by ons is. En dankie dat ons vanmôre weer die voorreg het om weer na U woord te kyk. Dat ons die woord kan oopmaak en kan leer. En dankie dat U deur die woord met ons praat. Daarom vra ek nou, Here Jesus, dat U met elkeen vanmôre hier sal ontmoet en sal spreek tot ons. En dat ons sal luister en sal inneem dit wat U vir ons sê. En dat ons later sal groei en meer soos U sal word. Dankie, Here Jesus. Loof en prys U heilige naam. Amen en amen. Ons gaan saam met ons tema op reis deur die skatkamers van wysheid. Ons trek nou by deel 44. Maak vandag klaar met Spreuke 16. Spreuke 16 vers 26 tot 33. Ja, glo, volgende keer begin ons by hoofstuk 17. Ons vorder. Ons net 31 hoofstukke in Spreuke, soos al oor halfpad. Ja, maar sien jy wonderlik om die woord van God te kan leer. En soos ek al baie gesê het, in hierdie gemeente sal ons net die woord van God verkondig. So as jy die Bybel het, maak oop. Volg my in die woord van God en maak seker dat ons praat die waarheid. Want ons durf nie iets sê wat nie in God se woord is nie. Maar soos ek altyd sê, as dit God se woord kom, dan beter jy luister. Dan is jy ek wat praat nie. Soos op 20 getrap word, kry jy 'n lekker paar 16 boekse, trek hulle aan, maar die waarheid sal gepraat word. Dit wat God se woord sê. En dis die lekker ding as jy sogenaamd soos in Spreuke soos vers vir vers moet deurgaan. Staan in God se woord. Soos jy probleem het daarmee. Ek's nie die boodskapper. Kan praat dit met die meester uit. Dan kyk ons hoe vorder nie. Die Heilige Gees sal jou gou oortuig. Want die Heilige Gees oortuig ons. Kom ons kyk saam. Spreuke 16 vers 26 tot vers 33. Die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan. 'n Deegniet grawe 'n kuil van onheil, en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. 'n Man van valse spreuke saai tweedrag, en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. 'n Man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp, het die kwaad alreeds gedoen. Grysheid is 'n sierlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. Die lankmoedige is beter as sy held, en hy wat sy gees beheers as een wat 'n stad inneem. In die skoot word die lot gewerk, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Spreuke 16, die stuk wat ons nou gelees het, vers 26 en 33, kontrasteer die gevolge van bose dade teenoor die van 'n regverdige lewe. As jy kyk na die wêreldse mense en na die kinders van die Here, daar's 'n groot kontras tussen die twee. Want die kinders van die Here lewe volgens die woord van God. Hulle lewe in wysheid, hulle tree op in wysheid. Hulle word deur die Gees van God gelei. Die wat kinders van God is, word gelei deur die Gees van God. Maar die wêreld, hulle worry nie, die wêreld gee nie om. Daar's 'n groot onderskeid tussen die twee. En die dade van die bose dade teenoor die van die geregverdige lewe, kan jy duidelik die verskil sien. Die gedeelte waarsku teen vernietigende spraak, skinder en geweld, terwyl dit geduld en selfbeheersing en die glorie van 'n lewe wat regverdig geleef word prys. So dit bietjie na daaraan. Skinder ons op mekaar, hoe tree ons op teenoor mekaar? Praat ons sleg van mekaar, breek ons mekaar af, of bou ons mekaar op? Stig ons mekaar? Leef ons soos Christus? Is jy Christus vir iemand anders? Is jy Christus vir jou broer en suster? Of leef jy maar soos wat jy wil? Ja, maar pastoor, jy weet nie hoe daai ene van my gekyk nie. Of jy weet nie wat daai ene aan my gedoen. Ek gee nie om nie. Wat sê die woord van God? Leef jy volgens die woord van God of van jouself? As jy optree volgens die woord van God, dan weet jy baie goed, dan sterf jy vir jouself, en dan leef jy volgens die wil van God.
En al het iemand jou skade aangedoen en vergewe en jy gaan aan. Ons skinder nie van mekaar nie, ons maak nie mekaar sleg nie. Ons bid eerder vir die wat geval het. Ons bid vir ons vyande. Bid jy vir jou vyande, wanneer laas het jy vir jou vyand gebid? Wees nou eerlik, wanneer laas het jy vir jou vyand gebid? Vir daai ene wat jou so 'n bietjie grind, hy steek so daar in die rug, wat jou so 'n bietjie dwars in die knop steek. Wanneer laas het jy vir hom gebid, vir hom of haar? Here seën hulle. Nee maar, pastoor, jy moet so nie vir hulle bid om geseën te word nie. Dis wat die Here sê, bid vir jou vyande. Doen ons dit? Makliker gesê as gedaan. Maar jy gaan vind as jy dit doen, dan gaan jy vrede kry in jou siel. Maar die oomblik as daar vergifnis is, en jy vergewe en jy spreek vry, en jy spreek seën uit, dan begin die Here op 'n ander manier in jou lewe te werk. En dan kom jy agter, maar ek is vry. Want nou die duiwel niks teenoor my vas te hou of om my te bind nie. So kom ons los hy kinderpraatjies en hy afbreek en ons bou net aan mekaar op. Die stuk sluit af deur die leser daaraan te herinner dat God 'n uiteindelike beheer is oor alle uitkomste, selfs die wat bloot toevallig lyk. So dinge wat miskien in jou lewe na toeval mag lyk, God is self daar in beheer. Die gedeelte waarsku dat waardelose, bose en oneerlike mense twis veroorsaak deur hulle skreeuende vuurwoorde. En soos ek al reeds gesê, die kinderpraatjies wat mense doen. Nou dis jy kyk na vers 1. Die honger van die werksman arbei vir hom, want sy mond jaag hom aan. 'n Eerlike mens tree eerlik op. Nou iemand wat honger is, soos die stuk sê, gaan hard werk, want jy weet as jy hard werk, dan kry jy geld, dan gaan jy kan kos koop en jy gaan kan lewe. Nou dieselfde soos wat die honger die werksman aandryf om te werk, sodat hy kan eet, kom ons vat dit nou in 'n geestelike konteks. Jaag jou geestelike honger jou na om Jesus Christus te verheerlik. As jy honger is vir Jesus Christus en honger is vir die geregtigheid, sal jy die regte dinge doen. En jy gaan in die woord van God lewe en jy gaan doen dit wat die Here wil hê jy moet doen en jy gaan reg optree teenoor jou broers en susters en teenoor mekaar in die wêreld daar buite. Want jy's honger, jy daai hongerte en jy arbei in die Here se lande, in die Here se koninkryk. Want dis die enigste plek waar jy jou honger gaan stil, in die woord van God, deur Jesus Christus, deur die Heilige Gees, deur opregtheid. En dit sal jou aanjaag en aandryf om die regte ding te doen en om reg op te tree. 'n Deegniet grawe kuil van onheil en op sy lippe is soos 'n brandende vuur. Die heidense mense, die wêreldse mense wil net ander se val aan bewerkstellig. Hulle dink net aan hulle self, hulle dink nie aan ander nie. Kyk maar na die wêreld daar buite. Wie gee om vir ander mense? Mense sal boor mekaar, loop in mekaar in die grond en vertrap en mekaar besteel so ver as wat hulle kan. Want hulle gee nie om nie. Want hulle wil net 'n kuil grawe sodat jy daarin kan val. Maar by ouende val hulle self daarin. Op sy lippe is soos 'n brandende vuur. Is dit hoe jy is? 'n man van valse streke sy tweedrag en 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Is dit wat ons doen, bring ons tweedrag? Skei ons mense van mekaar. In die kerk self sien ons dit gebeur. Dan kom daar mense in die kerk en dan sê, baie mense, jy kan nie gou wag om by die besoekers te kom om hulle te waarsku. Bly weg van baie mense. En ek het dit al gesien hoe mense dit doen. Dan waarsku hulle vir jou. Kyk, daai ene nee, kom ek vertel jou vinnig van die ene. En ek moet daai vrou weet nie, dat ek jou vertel van haar. Het jy dit al gesien? Ek het dit al gesien. En dan skinder ons op mekaar en ons breek mekaar af en ons bring tweedrag. Maar die Here sê, maar eenheid is, daar sal die Here wees. Het ons eenheid in die gemeente? Dan gaan die eerder jou broer se dinge bedek. As jou broer 'n fout gemaak het, bedek het. Ek sê nie ons praat sonde goed nie, want ons durf nie sonde goed praat nie. Maar as jy sien iemand het gesondig, wat sê die Bybel? Dan gaan jy na die ene toe jy praat met hom in die private. Jy gaan skinder nie oor om my ma kom sleg en vertel vir elke Jan Rapp en sy ma dood, jy gaan sien maar broer so en so gedoen.
Jy gesien wat het suster so en so gedoen? Kyk, ek nou vir jou 'n sappige storie. Nee. Vat daai in die ene en gaan praat met hulle privaat. My broer, my suster, dit wat jy gedoen het is nie reg nie. Die woord van God sê vir ons dit en dit. Jy kyk in die woord van God en jy lei hulle in die woord van God weer terug op die regte pad. En ons help mekaar, ons dra mekaar en ons versterk mekaar. Maar bedek jou broer se dinge. Moet dit nie in die openbaar, soos hulle sê in die groot klok gaan hang nie. En dan beskinder ons mekaar en ons breek mekaar af. En dan wonder ons hoekom die huis van die Here uit mekaar val. Want daar is die eenheid nie. Die een wil beter wees as die ander. Nee, ons het nie dit nodig nie. Soos ek sê, as jy sien 'n broer het gesondig en nie met hom gepraat en hy wil nie luister en hy verhard in sy weë, dan gaan praat met die pastoor of kry die ouderling in soos hy die woord sê. Dan is daar stappe wat jy neem, dan kry jy die ouderlinge gaan praat saam, as hy nog nie wil luister nie, dan bring jy dit voor die gemeente. Gaan kyk wat het Jesus gesê. Maar wat doen ons? Ons skinder onmiddellik van mekaar. Ons probeer nie eers 'n situasie uitpraat nie. Iemand wat, soos wat hy hierso sê, 'n man van valse spreuke saai tweedrag. Jy wil nie tweedrag hê in die huis van die Here nie. Jy wil eerder eenheid hê. Dis dit nie. Eenheid in Jesus Christus. Want hoekom? Dat Jesus Christus se naam verheerlik word. As jy by daai deur inkom, kom jy hiernatoe om Christus te verheerlik. Ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as gekruisigd. Dit moet jou motto wees, dat Jesus Christus verheerlik word. In jou handel en jou wandel en in al jou weë. Hy moet verheerlik word. Hoe jy met ander optree, moet Christus verheerlik word. Hoe jy praat, moet Christus verheerlik word. Ons kan nie skinder en mekaar afbreek en tweedrag bring. En 'n kwaadstoker skei vriende van mekaar. Word jy kwaad gestook en nou het jy mense wat goed oor die weg gekom het, nou behoorlik teen mekaar opgestoot. En ons is so baie keer so dom, weet jy. Nou kom iemand na jou toe, het jy gehoor wat het so en so van jou gesê. Nou is jy sommer onmiddellik kwaad vir daai ene en jy glo wat hulle sê en meantime het dit nooit gebeur nie. Maar hulle is besig om kwaad te stoot. Maar nou val jy vir dit en jy luister na die storieetjies en nou is jy sommer ook kwaad vir die ene. Nou kom die ene en groet jou, stap jy weg, wil nie eens groet nie. Het jy dit al gesien? Nou kan hy nie verstaan, maar wat gaan nou aan? Ons kom dan so goed oor die weg, nou hoekom wil die ene nou nie met my praat nie? Maar dan word twee draag gesaai. En ons steek mekaar op teen mekaar. Dis die werke van die Satan. Ek hoop nie u is besig met dit nie, want dan moet jy jouself gaan ondersoek. As jy een is wat twee draag bring, gaan ondersoek jouself. Want dan het jy 'n ernstige probleem. Hoe kan jy sê jy is kind van God, maar jy bring tweedrag? Kan jy sê jy is 'n kind van God, maar jy is kinder van ander? Jy kan nie. Wat is my gunsteling versie julle weer? Galasiërs 2:20. Dis nou nie ek wat leef nie, maar Christus leef in my. Nou as Christus in jou leef, hoe kan jy tweedrag bring? Want Christus is daar om eenheid te bring, om versoening te bring. Ons moet mekaar eerder opbou as afbreek. 'n Man van geweld verlei sy naaste en lei hom op 'n weg wat nie goed is nie. Hy wat sy oë toemaak om valsheid te bedink, wat sy lippe vasknyp met die kwaad al reeds gedoen. Nou jy dit al ervaar in jou lewe. Iemand soos hy nou hier sê, hy wat sy oë toemaak. Dan gesien hy mense wat so knip oog so veel. Hoor jy so nie, ek gaan nou dit. Jy moet nou saam praat, jy moet nou saam. Het jy dit al gesien? En ons bedrieg mekaar. Nou sê jy iets vir iemand, nou klip ook jy vinnig verander, dat hulle nou net moet stil bly, dat hulle nie die waarheid moet sê nie. En ons beskinder en ons bedrieg mekaar. Dis die wêreldse manier. 'n Kind van God doen dit nie. 'n Kind van God het nie nodig om te knip oog nie. Jy wandel in waarheid, jy kyk iemand in die oë, en jy tree op in die waarheid, jy handel in die waarheid. Want ons handel volgens Jesus Christus. Ons is nie daar om mekaar af te breek en af te knal en af te jak en te lieg en te bedrieg nie.
En nou lei jy mense, die wêreldse mense wat jou in die sonde verlei. Maar jy gaan so lekker tyd hê, dit gaan so wonderlik wees. Kom saam met ons na die klubs toe, man. Kom wil jy nou na die kerk toe gaan, is boring daar. Kom saam met ons klubs toe. Daar gaan jy dit nog geniet, kyk, daar gaan jy nou pret hê. En hulle lei jou nie verderf in. En ongelukkig so baie van ons jong mense word so weggelei. Hoeveel mense word gelieg en bedrieg deur die media daagliks, deur films, deur musiek, deur TV. En dit wat die wêreld vir hulle aanbied as plesier en genot en dit is onskuldig, man, wat is nou fout met 'n bietjie pret? Wat is nou fout om te drink? Wat is nou fout om te party en te dans? En so sluip die sonde in en die sonde oorheers. Ek het laas Sondag aand in die diens die statistieke gewys van hoeveel drankmisbruik en dwelmmisbruik daar in die land is. Dit is skokkend as jy na die statistieke gaan kyk. Maar die wêreld verlei ons. En ons volg maar te lekker agter hulle aan, want maar is maar net onskuldige pret. En 1 bier word 2 en 2 word 3 en 3 word 6. As jy weer sien, is jy 'n volskaalse alkoholist. Maar ons word in ons meeste los rondgelei. En ons laat toe dat die wêreld ons weggelei van God af. Die kroe en die pubs is vol, maar die kerke word leeg. Want hulle word weggelei deur die vyand. En ons laat dit toe. Laat ons toe dat die vyand jou weglei in sonde. Of staan jy op vir die waarheid? Staan jy op vir Jesus Christus? Ek sal nie drink nie, ek sal nie na partytjies toe gaan nie, ek sal nie deel in die dinge van die wêreld nie, want ek behoort aan Jesus Christus. Daarom sal ek ook die ander in sonde inlei en vir hulle vertel hoe wonderlik dit is om te drink, hoe wonderlik dit is, want ek is kind van God en ek hou my nie besig met daai dinge. Ek sal eerder mense nooi, kom saam met my kerk toe. Nou kom jou familie daar kuier, pastoor, ek kom nou die kerk toe van die familie het opgedaag. Of my vriende het opgedaag. Regtig? So familie en vriende belangriker as Jesus Christus. Eina, dit maak seer nie. Hoop het maak seer, want jy moet het voel. En jy moet 'n bietjie nadink daaroor. As jou familie en vriende opdaag, sê vir hulle, jy het nou een van 2 keuses, jy kan of hier wag of jy kom saam met my. Maar ek gaan nie my God tweede sit nie. Julle weet op 'n Sondag gaan 'n kerk toe, nou kom julle hier aan. Kom saam of wag, of jy kan maar gaan. Maar my God kom eerste. Ons het altyd verskonings. Maar weet wat nie? Dan moet ek my hoed afval vir Yvonne en vir Charlene. Hulle was in 'n massiewe kar ongeluk, maar hulle sit hier. Hulle is in die kerk. Met hulle krikke en al. Maar ons het verskonings vir alles. My hand is seer, my maag is nie lekker nie. My toonpyn. Regtig? En Christus word een kant toe geskuif. En ons verlustig ons maar dat die vyand ons weglei. En Christus moet altyd tweede kom. Die dinge van die Here moet altyd tweede kom. Ons dink so maklik verskonings uit om weg te bly in die huis van die Here. En die Here kom altyd tweede. Moenie laat die vyand jou wegneem. Bly in die woord van God. Bly naby Jesus Christus. Sit die Here eerste net en die Here sal jou eerste sit. Stel die Here eerste en hy gaan jou oplig. Jy sal verbaas wees wat die Here vir jou gaan doen as jy die Here eerste gaan sit. Kom ons bly by die Here. Kom ons bly in die waarheid. En ons lei mense eerder na die kerk toe, na Jesus Christus toe, as om hulle weg te lei. Bly in die waarheid. Bly by Jesus Christus. Dis die beste plek om te wees. Dis die wonderlikste ding om die Here te dien. Want hy lewe. Hy is 'n lewendige God. Dis nie net 'n godsdienst nie. As jy besig is met godsdienst, asseblief, stop. Los dit. Want godsdienst gaan jou nie red nie. Jesus Christus red. En soos ek al gesê het, as jy na 'n wiel kyk, die speek is in die middel. Jesus Christus is in die middel.
Sê daai speekginskyf van daai fiets baie sleg ry. Ek wil nie op 'n fiets ry wat se speek hier langs die kant sit nie. Dit gaan nie baie 'n lekker tripie wees nie. As jy godsdiens in die middel sit, of jy sit geld in die middel, of jy sit wat ook al in die middel, en jy skuif Christus uit, gaan jy probleme hê. Sit Christus in die middel, en al die res gaan in die plek val. Godsdiens, finansies, alles gaan in sy plek val, waar dit hoort. Maar Christus is die middelpunt. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor niks anders nie. U is vanmôre hier, omdat Jesus Christus lewe. En ek hoop dis die rede dat u hier is, want Christus lewe. Hy lewe, ons verlosser lewe. Ons het nie 'n dooie godsdiens nie. Ons het 'n verhouding met 'n lewendige God. 'n Lewendige God wat 'n behaag het met u. Wat lief is vir u. Vir elkeen van u wat daar sit, die Here het u lief. En die Here wil hê ons moet groei en ons moet word soos hy. Maar dan moet ons leer uit sy woord. Dan kyk ons na hierdie gedeelte en ons lees wat die Here vir ons sê. En ons sê, Here, waar kan ek verbeter? Maar nie dink, dit is gelukkig nie ek. Sê een van daai, sê vanaf my. Sê een van die wat soos die stuk lees sê, dis daarom nie ek nie. Want ek net vinnig my heile op die polish. Nee, almal van ons maak foute. En elkeen van ons, as ons na die stuk kyk, vra Here, waar het ek gefouteer, Here? Waar kom ek kort, Here? Ja, Here, ek streef om u te dien. My hele lewe wil ek u dien. Maar Here, help my waar ek tekort is. En as ek dalk sleg gepraat het van iemand, Here, vergewe my. As ek dalk gefouteer het, Here, wys my waar ek verkeerd is, dat ek kan regmaak. Dis die doel hoekom die Here sy woord met ons deel. Dat u kan oplet en kan sien, daar moet ek regmaak, hier moet ek regmaak. Hier kan ek nog 'n bietjie groei. Here, ek het nou hierdie area in my lewe verbeter, maar hier kom ek nog kort, Here. En die Here gaan jou help. En dag vir dag word jy meer en meer en meer soos Christus. Maar jy gaan nie soos Christus word as jy nie gekonfronteer word met die waarheid nie. As iemand jou net gaan los om in jou sonde voort te gaan, hoe gaan jy groei? As jy na 'n dokter toe gaan en die dokter sien jy het 'n siekte en die dokter wil nou nie jou gevoelens seermaak nie. En hy sê vir jou nee, jy maak hier niks nie. Wat gaan jy van so 'n dokter doen? Kan jy hou van die dokter, want ag, hy wil nou nie my gevoelens seer gemaak het. Hy wil nou nie gehad het ek het onnodig geld uitgee vir pille en so, hy het nou my gevoelens gespaar. Gaan jy hou van daai dokter? Nee, want nou raak jou pyn erger en dit is jy raak al hoe sieker en jy wil eerder na dokter toe gaan wat vir jou sê, my broer, my suster, jy het nou 'n probleem. Maar ons kan hierdie probleem uitsorteer. Die volgende stappe moet gevolg word, doen. En hy behandel jou, selfs met die woord van God. Die woord van God kom wys jou foute uit, maar nou kom gee die Here vir jou die oplossing. En ons groei deur die woord van God en ons leer en ons word versterk. Dis wat die Here sê, en dis wat sy woord sê, dis wat die Here wil hê ons moet doen. Hierdie versie is vir my so mooi. Grysheid is 'n suurlike kroon. Dit word gevind op die weg van geregtigheid. So iemand grys hare het, dis 'n trots en dis 'n eer. Want die Here sê die grys hare is 'n eer. En die wat hom dien, sê die Here, sal 'n lang lewe hê. En as jy op 'n lang lewe het en jy die Here gedien en jy het grys hare, wees trots, want die Here het jou lief en jy's 'n voorbeeld vir ander. Dit moet ons strewe wees, Here, help ons, dat ons ook soos die grysaards wat u dien, dat ons so kan wandel. Nou ek twyfel 'n bietjie sterk of ek eendag gaan grys wees om my hare val te vinnig uit. Maar jy weet wat, ek sal Jesus altyd eerste stel doen. Want hy is die ene wat lewe, en dit gaan oor hom. En wat dit eintlik op neerkom in jou lewe, vir die kind van God, is 'n eer vir God. Jy wat die Here dien, wat hom volg, volhard daarin, want jy's 'n voorbeeld vir ander. Die ontmoedige is beter as 'n held, en hy wat die gees beheers as een wat 'n stad inneem.
Langmoedigheid is partykeer 'n probleem. Is ons langmoedig of hoe vinnig word ons kwaad? En hy wat sy gees beheer, kan nie jou gees beheer, of hoe vinnig bars ons uit in woede. Iemand sê net iets wat jy nie van hou nie. Woef. Soos my pa daai tyd gesê toe hy op skool was, hy sê nou sê hy nog in die skool, en nou sukkel iemand met hom en sê hom, wil jy dit hê? Jy is onmiddellik kwaad, jy wil onmiddellik vuisslaan. Jy het nou iets verkeerd gesê, kyk, ek gaan vir jou onderste bord klap. Nee, nie 'n kind van God, 'n kind van God beheer homself. 'n Kind van God weet hoe sy emosies te beheer. En as jy voel jy wil kwaad word, dan maak jou oë toe, tel tot 10, word rustig, sê gebed op, sing 'n loflied of iets, word kalm, maar beheer jouself. Want 'n kind van God kan homself beheer. En jy gaan nie onnodig, jy gaan dalk kwaad word, dit is nie 'n fout om kwaad te word nie. Let baie mooi op, die woord van God sê, word kwaad, maar sondig nie. As jy kwaad word, kan jy wees kalm en tree op soos wat Christus sou optree. En beheer jouself, want langmoedigheid is beter as 'n held. En hy wat sy gees beheer is as een wat 'n stad in jou. Hoe is jy? Is jy iemand wat vinnig kwaad word, of is jy een wat jouself kan beheer? Wat jou gees kan bedwing? En weet, dit is waar die geheim in kom. Jy het nou bitter kwaad geword, miskien vir iemand iets gesê het of gedoen het, maar jy bly kalm, en jy tree op soos wat Christus wil hê. En jy behandel nog daai ene met respek en met liefde. Kan ons dit doen? Of gaan jy daai ene nou heeltemal vermy? Of gaan jy nog met die liefde van Christus teenoor daai ene optree? Jy weet, dit is baie keer wat die woord van God sê, dit is soos jy vat 'n emmer warm kole en jy gooi dit bo daai ene se kop uit. As iemand met jou wil baklei en jy bly vriendelik. Het jy dit al probeer? Ek weet, ek moet sê, ek het dit gedoen toe ek ons kinders was. Nou is my suster kwaad vir my, nou is ek aspres ekstra vriendelik. En hoe meer sy kwaad raak, hoe meer vriendelik bly ek. Want jy wil hulle nou eintlik half uittak, ok, dis nog ook nie reg gewees nie, want dit was nou met my motiewe gewees. Maar dit is 'n feit, as jy kalm bly as iemand kwaad is, hoe baklei jy met iemand wat kalm is? Jy kan nie baklei as iemand kalm is nie. Beheer jou gemoed, beheer jou emosies. Laat Christus in beheer wees van jou. Moenie dat jou woede oorneem en nou tree jy woede op en nou sondig jy. Nou slaan iemand met 'n vuis of jy vloek hulle of sê vir hulle iets wat jy gesê moes geword het nie. En nou sit die probleme, nou sit klaar uit. Jy het opgetree in woede sonder om te dink. En nou sy woorde klaar uit. Dit kan nie weer teruggevat word nie. Nou het jy skade gemaak. En hoeveel keer gebeur dit in huwelike? Dan sê ons goed vir mekaar. En dan na die tyd dan dink jy, o, ek moes nie dit gesê het. Nou gaan sê jy jammer, maar is klaar gesê. Ons moet dink hoe ons praat. Ons moet dink hoe ons optree teenoor ander. Tree ek op soos wat Christus wil hê, of tree ek op in my eie emosies en my eie drange? Die skoot word die lot gewerk, maar elke beslissing daarvan kom van die Here. Die Here is die ene wat ons dade bepaal. Die Here is die ene wat op die einde van die dag die laaste sê het. Soos ek sê met ons gebedshoue, ons bring ons gebede na die Here, ons vra vir die Here, Here, hier is ons versoeke. Maar dan los ons dit by die Here dat hy antwoord. Die Here bepaal ons lot. Die Here is die ene wat weet wat moet wees. Die Here is die ene wat die toekoms ken, en ek ken nie die toekoms nie. Ons weet nie wat moet wees of wat, hoekom dinge gebeur nie. Partykeer gebeur dinge en ons vra. Maar Here, hoekom moes dit nou op my pad gekom? Hoekom moes dit nou gebeur het met my, Here? Maar dan, as jy dieper gaan kyk, dan sien jy dalk in die Here 'n ander doel gehad. Jy het miskien weer hierdie beproewing gegaan waarheen jy gegaan het, omdat die Here 'n doel het. Hy wil jou dalk iets leer.
Dalk wil hy iemand anders iets leer. Dalk het hy 'n plan om iemand se lewe te red, of sy siel te red. Maar nou moes jy deur die beproewing gegaan het. En dit is nie altyd lekker nie. Maar die Here stap saam met jou. Waarheen jy ook al gaan. Of dit nou goed gaan of sleg gaan, waarheen ons gaan, Christus is by ons. En partykeer gebeur dinge wat ons nie verstaan nie. Jy gaan nie altyd alles verstaan. Maar dan is die Here by jou en stap hy saam met jou tree vir tree en hy lei jou voetstappe. Hy bepaal jou lot. Ons bepaal nie ons eie lot, die Here bepaal. Het jy dit geweet? Of is jy een van daai wat dink iets kan die Here ontkant van? Het dit al met jou gebeur dat iets uit die boel uit gebeur en dan weet jy nie maar hoekom het dit nou gebeur? Nie met die Here nie. Nog voordat dit gebeur het die Here al geweet dit gaan gebeur. Maar jy weet wat? Omdat jy kind van God is, stap die Here saam met jou en gaan hy saam met jou deur daai beproewing waar ook al jy deur is. Niks van hom ontkant nie. Niks gaan die Here verras. Maar dit moes nie nou gebeur het nie. Maar dit is nie nou deel van my plan nie. Wat nou? Nou sit ek met 'n probleem. Nee, dis nie die Here daai nie. Ons as mense, ja, baie kere, dan word ons plannetjies omver gegooi. Maar jy al gedink is so plannetjies omver gegooi, dat dit dalk nie in lyn is met God se plan nie. Dalk het die Here vir jou ander planne, beter planne as wat jy ooit sal kan dink of droom. Want God is in beheer. Hy weet wat jy wil gaan. Jy wil nou hierdie pad stap, jy het al jou plannetjies, maar die Here sien, daai planne gaan tot op 'n ramp uitdraai. Nou stuur die Here jou die kant toe. Maar Here, dit is nie in lyn met my planne nie. Okay, maar wil jy gaan waar jou planne lei, of wil jy gaan waar God lei? Ek wil gaan waar Christus lei. Here, as U nie met my saam gaan nie, wil ek nie gaan nie. Mense kan nou vir my 'n aanbod omgee hierso. As die Here nie daar is, wil ek nie daar gaan nie. Ek wil gaan waar die Here is. Waar ook al dit mag wees, Here, ek wil wees waar U is. En waar U lei, Here, daar wil ek gaan. Want U is die bepaler van my lewenslot. U is die ene wat my lewe in U hande vashou. U is die ene wat weet wat moet wees. En as U saam met my gaan, al gaan ek draai dal van doodskade met die Here, weet ek kan ek staande bly met U eers met my. Kom ons hou vas aan die Here. Kom ons bly by die Here. Kom ons vertrou die Here. Vertrou die Here dat hy weet wat hy doen. Hy is in beheer. Hy is God. Toe hy na hierdie aarde toe gekom het, het hy met een doel gekom. En dit is om die kruis gaan te word. Die Here het nie na die aarde toe gekom en toe hom ontvang, was hy verbaas, hoekom het hulle my nou gearresteer? Jy weet, dit is wat die wonderlikste ding is, en ons vergeet dit so maklik. Die Here het met 'n doel na hierdie aarde toe gekom. Want hy het geweet, hy moet aan daai kruis gaan. Sit jouself in daai posisie, sou jy dit gedoen het? Om vir ander se sondes en sy probleme en sy siektes aan 'n kruis te gaan hang? Willens en wetend? Die Here kon, weet nie hoeveel legioene engele geroep het, om hom te kom help het. Maar hy het nie. Hy het die mag gehad om die hele wêreld te verwoes, maar hy het nie. Nou bring dit ons weer terug wat ons nou gesê het van hom kwaad te word. Jesus kon, maar hy het nie. Hoe tree ons op? Jy kan dalk miskien kwaad word, jy het miskien nie reg om kwaad te word. Maar gaan jy? Of gaan jy eerder kyk na Christus, wat terwyl hy die hele wêreld kon verwoes het, het hy soos 'n lam wat geslag was, na die kruis toe gegaan. En hy was daar vasgespijker vir u en vir my. En dis die rede dat ons vandag hier kan sit, vir dit wat Christus gedoen het. Amper 2000 jaar terug het die Here u op sy gedagtes gehad. Hy het geweet wat hy doen, hy het 'n plan gehad. Vertrou omdat hy 'n plan en 'n doel met die lewe het, selfs vandag nog. Want die Here lei jou, hy lei jou voetstappe en hy gaan jou nie los nie. En kom ons word meer en meer soos Christus. Kom ons kyk na hierdie teksgedeelte en ons vra, Here, waar kan u my vandag help dat ek sal verbeter? Is daar by my iets, Here, wat ek kan aan myself werk vandag? Dat ek meer kan word soos u, Here.
Help my waar tekort kom, Here. Is dit die gebed vandag? Want dan gaan die Here jou help, en dan gaan jy groei, en dan gaan jy meer en meer soos hy wil, tot sy eer en sy heerlikheid. Kom ons lê die oor om dit ons saam. Ja, Here Jesus, so dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die liefde vir ons, Here Jesus, en dankie dat U elke dag saam met ons gaan. Dankie dat U ons dra, dat U ons lei, dat U ons nooit ooit alleen los nie, Here Jesus. Help ons dat ons sal groei, help ons dat ons sal leer uit die woord, dat ons sal toepas wat die woord vir ons sê, en dat ons, as ons na die woord kyk en dit lees, by U sal stil staan en vra, Here, waar kan ek verbeter? Waar is dit wat ek tekort kom, Here? Help my, dat ek kan regmaak, en dat ek meer en meer soos U kan. Dankie vir die liefde en genade, Here Jesus. Dankie dat U ons kom bevry het. En dankie dat U 'n verhouding het met ons. En dankie dat U ons vrygemaak het. Dankie, Here Jesus, dat U kom tot al die lof en al die eer en al die dank. Amen en amen.